Kolossense 1, dis ook op die bord. Kolossense 1 vanaf vers 9, bladsy 262. Sluit ons oor, dan bid ons saam. Here onse Vader, ons dankie dat ons in die naam van U Seun Jesus Christus vir U Vader kan sê. Dankie dat ons op hierdie mooie oggend, so aan die begin van die lente, in U teenwoordigheid kan wees. En saam as U kinders vir U kan loof en prys. O Hemelvader, hoe kan ons jubel tot U eer? Hoe kan ons U naam besing? Hoe kan ons van U grootheid praat en dit verander vertel? Ons is te klein en te sondig. Maar U is groot en U is vol liefde en U is vol genade. En U is vol vergifnis. En daarom kan ons nou in U teenwoordigheid met U praat. Dankie vir die wonder van U woord. En ons bid dat U deur die Heilige Gees hierdie wonderlike gedeelte ook vir ons in ons harte sal bære. Dat dit ook vanmôre vir ons sal lei om na onsself te kyk en te vra, groei ek regtig in my verhouding met U? Help U vir ons daarin deur U Heilige Gees. Dankie dat ons kan bid vir elkeen wat vir U nodig het, ook hulle op ons siekelysie, ook hulle met hartseer, eensaamheid miskien, bekommernis. Ons bid vir ons land, met al die groot krisisse en probleme wat ons beleef. Ons bid vir die seisoen wat voorlê, vir reën, vir uitkoms, vir ons damme en vir ons lande en vir ons oeste. Dankie dat ons dit van U kan vra en op U kan wag om te antwoord. Dankie dat ons onsself nou kan oopmaak vir U woord deur U Heilige Gees. Amen. Kolossense 1 vers 9. Daarom van die dag af dat ons van julle gehoor het. Dis nou die gemeente in Kolosse. Hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat julle deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee, tot volle kennis kan kom van wat sy wil is. Ons bid dat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God wat oor die mag en die heerlikheid beskik, julle versterk en aan julle al die krag gee om in alle omstandighede met geduld te volhard. Julle moet die Vader met blydskap dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat hy lief het. Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. Ons teksvers is dan veral vers 9 en 10, maar ons gaan die vooraf gedeelte bytrek en daarna. Daarom van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Dan die woorde, ons vra God dat julle deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee tot volle kennis kan kom van wat sy wil is. Ons bid dat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Die twee kernwoorde dan vir die boodskap is eers in vers 9 die woordjie volle kennis. Om tot volle kennis te kan kom van wat sy wil is.
En dan in vers 10, deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Soos ek in die gebed gesê het, ook toe ons met die Here gepraat het, groei ek regtig in my geloof, in my verhouding met die Here. Is ek nader aan hom vanoggend as wat ek 'n jaar terug was? Of is daar 'n bietjie stagnasie, stilstand? Miskien selfs, dis 'n bietjie hard om te sê, miskien dalk self 'n bietjie verveling. Hoe lyk my verhouding met die Here? En waarmee gaan afsluit die vraag dan ook, wat doen ek daaromtrent? Die brief begin, of die gedeelte wat ons gelees het, begin met, daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, daarom, verwys na die vorige verse, wat Paulus die wonderlikste goed van hierdie gemeente sê. En dis die uitgangspunt, as ons praat oor groei, waar begin ek? Ek begin by dit wat die Here klaar vir my gegee het. Wat het hy vir my gegee? Paulus sê, daarom, wat lê voor? Vooraan lê getroue broers, of eers vers 2, aan almal in Kolosse, wat aan God behoort. Almal wat aan God behoort. Hoorie, dit moet die uitgangspunt wees. Die oomblik as ek wil praat oor my groei in die geloof, en my verhouding met die Here, moet ek begin by hierdie punt, om te weet, ek behoort aan die Here. Ek is sy kind. Hy het in die ewigheid besluit dat ek sy kind moet wees. Hy het na my toe gekom, hy het my gedoop, en vir my gesê, jy is myne. Hy het deur my hele lewe nog aan mekaar gesê, deur alles wat met my gebeur, jy is myne. En omdat jy myne is, kan hy die vraag vra, neem jy toe tot volle kennis van hom? Letterlik staan daar in die Grieks, heiliges. Heiliges, nie net wat aan die Here behoort nie, maar heiliges. Heiliges beteken, die term beteken in die Bybel, dit wat eenkant gesit is, vir God se gebruik alleen. Soos jou klere, as ek nou so 'n voorbeeld kan gebruik, dis joune, net jy gebruik dit. En God kom en sê, jy is 'n heilige, wat beteken, net ek mag jou gebruik. Daarom onmiddellik die vraag, hoekom laat ek toe dat die duiwel my gebruik? Hy het geen seggenskap oor my lewe nie. Ek moet hom geen duimbreedte van my lewe gee nie. En ek moet groei daarin. Die oomblik as dit 'n bietjie by 'n mens opkom, maar kan ek regtig? Dan gaan ons nou terugkom daarby. Ek kan nie. Ek kan ook nie groei nie. Maar God kan. Hy kan dit doen. Daarom het Paulus ook vir die gemeente geskryf, genade en vrede vir julle van God, ons Vader. Genade en vrede gee hy vir ons. Die vrede wat tussen ons en God kom, omdat hy nou ons Vader is. Dit staan dan ook hier, omdat ons gehoor het, as dan eerst God die Vader van ons Here Jesus Christus, omdat ons gehoor het van julle geloof en julle liefde en julle hoop. Die evangelie het hulle bereik, volgens vers 6 het hulle vrugte gedra, en het hulle begin groei, en is hulle naby aan die Here. Nee, ons is begenadigde mense, baie begenadig. Kan ek toch maar weer 'n keer, ek het dit al baie gedoen, maar ek wil dit maar weer 'n keer doen, kan ek dit maar weer vir jou herinner aan die Halleluja lied? Tel jou seëninge, tel hulle een vir een, en jy sal verbaas wees wat God verleen. En as jy dalk iemand in die kerk is wat sê, ja, is maklik vir jou om van vooraf te sê, tel die seëninge,
Maar ken jy my omstandighede? Weet jy van my swaar kry? Weet jy hoe die Halleluja lied begin het? As die lewensstorme woedend om jou slaan en jy vrees om te vergaan. So het hy begin. Te midde van die storm, te midde van die dreigende vergaan, sing ek, tel jou seëninge, tel hulle een vir een. Ja, om kind van die Here te wees beteken dat ek 'n ewigheid ontvang het. Die erfenis wat God vir my voorberei het. En nou vra hy van my, jy moet groei daarin. Dit moet al meer waar word van jou lewe. Vers 9 dan, tot volle kennis. Vers 10, toeneem. Kan het ook vertaal met sy wil al duideliker ken. En ek lees die volgende wonderlike ding by iemand. Om te groei beteken, dis so 'n bietjie 'n ander hoek. Om te groei beteken dat ek uit my doop lewe. Dis 'n vreemde ding om te sê vir ons, dink ek. Ek lees in die kerkbode van die gemeente Stellenbosch wat baie moeite doen dat die gemeente meer moet weet van die doop en selfs doopvieringe reël. En die ouers reël of met die ouers reël en vra as jou kind 'n jaar gedoop is of dis nou 'n bietjie jonk, maak dit 2 jaar, 3 jaar, dan steek jy 'n kers op en jy herinner jou kinde aan, weet jy wat? Jy's 'n gedoopte van die Here. Die doop, my doop sê vir my, jy behoort aan die Here. Jy syne en jy moet daaruit lewe. En dit beteken die vrugte moet in my lewe sigbaar word. Anita, kan ons die vers Galasiërs 5 vers 22. Galasiërs 5 vers 22 ken jy almal baie goed. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Let 'n oomblik hier, daar staan nie die vrugte van die Gees nie, meervoud. Daar staan die vrug van die Gees. Dis een ding, is een vrug, maar dis die vrug van die liefde. Dis die eintlike vrug. Maar wat vloei daaruit voort? Wat blom daarmee saam? Wat groei daarmee saam in my lewe? Waar daar liefde is daar vreugde. Waar daar liefde is daar vrede. En ek wil nou eers met myself praat. Waar daar liefde is daar geduld. O toggie. Veral in 'n tou by die bank, maar dit is nou 'n ander saak. Waar daar liefde is daar vriendelikheid. Waar daar liefde is daar goedhartigheid. Waar daar liefde is daar getrouheid. En nederigheid. En selfbeheersing. En hierdie vrug groei. Dit word meer en sterker. Dit maak 'n verskil in my lewe toenemend. En dit maak 'n verskil in die lewe van mense rondom my. Kolossense 3 sê ook ietsie daarvan. Kolossense 3 lees ons vers 1 tot 4. Ons kan eintlik moet dit vers 2 wees. Goed. Dat het gesê 4 is 3, skus, 3 vers 1. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is. Dis geweldige woorde.
moet julle streef na die dinge daarbo, waar hy aan die regterkant van God sit. Efesiërs skryf ook daaroor. Weet jy wat hier staan? En dit, soos ek sê, dit staan ook in Efesiërs. Toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het, was jy daar. Toe hy uit die doodheid opgestaan het, was jy daar. Toe hy opgevaar het en aan die regterkant van die Vader gaan sit het, was jy daar. Is jy daar. So seker kan jy wees dat jy aan die Here behoort. En dit verander dan ons jou lewe. Dan word jy mos al hoe meer soos hy wil hê dat jy moet wees. Dan groei jy mos al hoe meer. Dan dink jy nie die dinge van die wêreld, die dinge hieronder is mense wêreld. Dan rig jy jou gedagtes op die dinge wat daarbo is. Jou lewe is ingestel op wat God wil. En dit neem toe. Al hoe meer en al hoe meer. Wysheid, waarna Paulus en Jakobus in Kolossense verwys en ook in Jakobus later in sy brief verwys. Wysheid beteken nie klomp goed wat ek weet nie. Ek moet al die goed ook weet. Ek moet weet wie Jesus is. Ek moet die Bybel ken. Maar wysheid in die Bybel beteken om in die praktyk van elke dag 'n Christen te gaan wees. 'n gelowige. En om dit al hoe meer te doen. Kolossense 2 vers 6, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid op hom lewe, met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. 'n gelowige is iemand wat weet wie hy is, wat weet waar kom hy vandaan uit die ewigheid, wat weet waarheen hy op pad is, en wat al hoe nader aan die Here lewe. Al hoe nader aan hom lewe. Wat groei in sy verhouding met die Here. In vers 11 verder aan in hierdie pragtige gedeelte staan dan, maar God wat oor die mag en die heerlikheid beskik, julle versterk om aan julle al die krag te gee, om in alle omstandighede met geduld te volhard. Al hoe meer te volhard. Vers 12, om die Vader met blydskap te dank. Wonderlike vers 13. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy lief het. Hoor, wat het hy gedoen? Die woordjie weggeruk is 'n baie sterk Griekse woord, wat beteken, ek wil dit so sê, met geweld uitgeruk. En die ander woordjie wat dan daar staan, onder die heerskappy gestel, is 'n woord wat beteken, ek het verhuis. Ek is nie meer in die ou wêreld nie. Ek is nie meer in die koninkryk van die bose nie. Ek behoort aan die Here. Jy hoor, ek beklemtoon dit aan mekaar. Wie is ek? In die Bybel staan daar Levitikus 19 en 1 Petrus, wees heilig, want God is heilig. Heilig het ons net gesê, beteken om aan die Here te behoort. En let daarop, daar staan nie word heilig nie, want dit kan ek nie doen nie. Daar staan wees heilig, want ek is dit klaar. As al hierdie goed van my waar is, dan moet ek mos moeite doen om al hoe nader aan die Here te kom. En hoe doen ek dit? Kom ek sluit af deur baie prakties te wees. Ek het gevra, en ek het die vraag mos vir myself gevra toe ek voorberei het, groei ek in my verhouding met die Here? Hoe doen ek dit? Die eerste antwoord is natuurlik hierdie boek. Hierdie wonderlike boek wat God vir ons gegee het. Ek weet van mense wat elke jaar die boek deurlees, van voor tot agter. Dis nogal moeilik as mense hier
deur die geskiedenis gaan om aan te hou. Jy kan ook hierdie boek lees en daai boek en dit afmerk. Watter plek het die Bybel in my lewe? Het ek 'n metode, 'n manier waarop ek met die Bybel omgaan? Of slaan ek maar net oop? Is die Bybel regtig 'n boek waarin ek die aandag gee wat dit toekom? Ek groei deur die Bybel in my hand. Ek groei deur gebed, deur 'n skietgebed op die pad, maar ook formeel. Wanneer ek miskien langs my bed kniel, of aan my stoel sit, of in die bed sit, en saam bid. Ek groei deur die gemeenskap van die gelowiges, om saam met ander kinders van die Here vir hom te aanbid. En so sal ons nog kan aangaan. En weet jy wat is nodig? Die laaste dingetjie wat nodig is nou nie so maklik nie. Dissipline. Dissipline is nodig as ek wil groei. Want ek gaan mos nou vanaand 100 redes kan uitdink. Hoekom ek nie maar 'n paar minute aan die Bybel en gebed kan bestee nie? Daar's mos baie dinge wat my aandag aftrek. 'n TV, 'n rugbywedstryd, ouderlinge of kerkraadslede het gevra, ons moet tog maar nou nie oor rugby praat nie, so kom ons los dit. Of ek is vaak, die dag was lank, ek is moeg, net hoe raak ek aan die slaap terwyl ek bid? 'n kind van die Here kan ons maar op die Vader se skoot aan die slaap raak. Hoekom nie? Dissipline vir die Bybel en vir die gebed en vir die gemeenskap met die gelowiges. Groei ek in my verhouding met die Here. Amen. Ons gaan 'n baie mooi gebed lees en dan gaan ek daarna verder aanbid. Pragtige gebed wat Dr. Annes Nel geskryf het. As ek reg onthou, 'n bietjie kontak verloor, is hy nou 'n dosent, teologiese dosent in Ierland. O Vader van grenslose liefde, U wat ons soos 'n ma op die skoot tel en tot rus bring, wat met sakke vol beloftes voor ons staan, wat ons oorlaai met onbegrensde liefde. Dankie vir die veiligheid van U nabyheid. Dankie vir U vrygewige liefde. Dankie vir die koninklike voorreg dat ons met vrymoedigheid voor U mag buig. Ons het U lief. In die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie vir wat ons kon hoor uit U woord, wie ons is, waarheen ons op pad is. Dankie dat ons al hoe nader aan U kan lewe. Dankie dat ons vir U 'n al groter plek in ons lewe kan gee. Help ons om dit te doen. Seën ons verder hierdie dag en hierdie week om U te dien. Amen.